Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Nou die skriflesing kom Eksodus 15 vers 20 tot 27. Eksodus 15 vers 20 tot 27. Eksodus 15 en net die konteks bietjie gee wat hierdie hoofstuk vooraf gaan is die redding van Israel uit Egipte, van Farao en al sy soldate, deur die Rietsee het Moses Israel deurgetrek op droë grond en Farao en al sy soldate het verdrink in die Rietsee. En toe het lofliedere het opgeklink oor hoe groot God is, hoe wonderlik hy is, om hulle te red. Want die Egiptenare was daai tyd die wêreldmoondheid, soos jy kan sê soos Amerika. Hulle was sterk geweest, en die Here het hulle bonatuurlik verlos. En dan lees ons vanaf vers 20. Miriam, die profetes, suster van Aaron, het 'n tamboerijn gevat en al die vroue het met tamboeryne agterna geloop en gedans. Miriam het vir hulle voorgesing, sing tot eer van die Here omdat hy hoog verhewe is. Perd en ruiter het hy in die see geslinger. So hulle het met tamboeryne gekoordans. En dan Moses het die Israeliete laat wegtrek van die Rietsee af en hulle het na die Sur-woestyn toe gegaan. Hulle het 3 dae lank die woestyn ingetrek en geen water gekry nie. Toe hulle by Mara aankom, kon hulle nie die water drink nie omdat dit bitter was. Daarom het hulle die plek Mara genoem, want Mara beteken bitter natuurlik. Die volk het by Moses gekla, wat moet ons drink? Moses het die Here aangeroep en die Here het hom 'n stuk hout gewys. Hy het toe in die water gegooi en die water het soet geword. Daar het die Here die volk op die proef gestel en daar het hy vir hulle vaste reël neergelê. Hy het gesê, julle moet goed luister na wat ek die Here julle God sê. Julle moet doen wat reg is in my oë, gehoor gee aan my gebooie en alles doen wat ek vir julle voorskryf. Dan sal ek geen een van die siektes waarmee ek Egipte getref het, oor julle bring nie, want dit is ek, die Here, wat julle gesond hou. Daarna het hulle by Elim aangekom met sy 12 fonteine en 70 palmbome en daar by die waterkamp opgeslaan. Ek wil vooral fokus op vers 25. Moses die Here aangeroep en die Here het hom 'n stuk hout gewys. Hy het toe in die water gegooi en die water het soet geword. Daar het die Here vir die volk op die proef gestel en daar het hy vir hulle vaste reël neergelê. Is Arnold nog hier? Okay. Goed, ek het laas Sondag bietjie gekyk na die woestynfase, wat 'n mens ervaar baie keer in jou wandel met die Here. Daar's 'n woestynfase. As jy al 'n ruk lank al 'n gelowige is, dan het jy dit seker al beleef. Na die aanvanklike opgewondenheid waar jy dalk jou lewe oorgegee het vir die Here, of wat 'n geestelike verdieping gekom in jou verhouding met die Here, en jy's opgewonde en jy ontvang hierdie beloftes van die Here. En baie keer daarna volg daar 'n woestynfase, 'n droë woestynfase. Wat baie keer reeds die teenoorgestelde is as wat aan jou beloof is. Die Israel, die Israeliete, het hierdie wonderlike ervaring gehad van hierdie bonatuurlike verlossing van die Egiptenaars. En dis koordans en 'n lofliedere wat gesing word en so, En hulle kry die belofte van die beloofde land, dit hulle ontvang, 'n land van melk en honing. Maar wat beleef hulle direk daarna? Hulle beleef, hulle word gelei, vers 22 wat daar staan. Moses die Israeliete laat wegtrek van die Rietsee af en hulle het na die Sur-woestyn toe gaan. Hulle het 3 dae lank die woestyn ingetrek en geen water gekry nie. En ontvang hierdie belofte melk en honing, wat beleef hulle? Omgewing waar nie water is nie. En waar water dan later kom, is dan nog bitter ook. Mara. Dit is die teenoorgestelde. Presies die teenoorgestelde wat beloof is. En dit is nogal 'n beginsel wat mens sien in 'n Christelike lewe. So hierdie boodskap vanoggend is eintlik nie vir 'n ongelowige nie, is vir mense wat al 'n pad met die Here gestap het, En ek hoop dit kan jou help om te kyk hoe Israel die woestynfase gehanteer het of nie gehanteer het nie, kan ons help wanneer jy dalk in 'n woestynfase verkeer in jou verhouding met die Here, waar jy reeds die teenoorgestelde ervaar is wat jy
die beloftes wat jy gekry het van die Here. Nee, hoe moet ons dit hanteer? Dit is, mens sien dit oral, nee, daar is soveel in die Ou Testament, nee, dit met die gelowiges gebeur. Abraham kry die belofte van 'n groot nasie, nee, Sara is kinderloos. Nee, dit raak later onmoontlik, fisies onmoontlik om 'n kind te hê. En toe word Isak eers gebore. Maar natuurlik hulle eers 'n plan met Hagar gemaak en Ismael en daai dinge. Abraham, Moses dieselfde. Moses, voordat hy die volk uit die woestyn uit die Egipte uitlei, uit die slawehuis van die Egiptenaars, nee, ons is mos ook uitgelei uit die slawehuis van die sonde, nee. Met ons het basies dieselfde ook gebeur. Jy's uit die slawehuis van die sonde gelei. Beleef jy woestynfase? Moses dieselfde. Nee, voordat hy Israeliete uit Egipte lei, moet hy eers in die woestyn sy skoonpa Jethro se skape, se kleinvee oppas. Verlang daar in die woestyn, net tot hy die brandende bos gekry het. En so kan mens aangaan. Josef, nee, wat visioen kry, nee, sy kinders, sy broers gaan voor hom buig, hy gaan koning word, hy gaan eers tronk toe. Word in 'n put gegooi, word in tronk op die einde. Slaaf en in 'n tronk in Egipte. Nee, so kan mens aangaan met almal. Selfs Jesus. Dieselfde. Voordat Jesus amptelik begin met sy werk as Messias, wat gebeur? Die Heilige Gees na sy doop lei hom in die woestyn in. En ons weet dat 40 jaar lank, nee, moes die Israeliete in die woestyn rondswerf, nee, sodat jy jou kan voorberei om God se beloftes ontvang. Maar hulle was hardkoppig en so ongelowig dat hulle gesterf het in die woestyn. Jesus gaan net vir 40 dae woestyn toe, want hy het die regte gesindheid gehad. En na 40 dae, nee, begin hy dan ook, nadat hy deur die duiwel versoek is, begin hy met sy werk, want hy het die regte gesindheid gehad. En dit net 40 dae. Vir die Israeliete, nee, om te getrek het nou van Egipte, nee, as jy nou reguit pad sou gestap het, nee, net 2 weke, dan was jy in Kanaan, en so. Maar hulle moes vir 40 jaar rondswerf, hulle ongelowig was. Hulle was nie waardig om God se beloftes te ontvang nie, want jy kan God se beloftes net ontvang in die geloof. So die woestynfase is baie belangrik, nee, om jou voor te berei om God se beloftes te ontvang. Om jou gelowig te maak, dat jy met die regte gesindheid daai beloftes kan ontvang. En hierdie beginsel, nee, dat jy ontvang die belofte en dan ervaar jy woestynfase wat jou voorberei, nee, is oor die algemeen, nee, vir alle gelowiges. Jy dalk beloftes van die Here ontvang oor gawes wat hy in en deur jou gaan doen. Hy gaan jou oprig vir 'n sekere bediening, nee, en dan beleef jy, nadat jy beloftes ontvang het, nee, beleef jy teenoorgestelde. Jy gaan bid vir mense en hulle genees dalk nie, nee, en hulle bespot jou, wat ook al. Of jy kry die belofte, jy gaan vir die Here getuig, nee, en jy gaan uit, nee, en jy gaan praat met mense, nee, en skielik jak hulle jou af en jy ervaar die teenoorgestelde. Jy ervaar nie die krag nie. Nee, dis die teenoorgestelde. Dit kan wees oor 'n gawes, bediening, oor die liefde, oor die redding van 'n geliefde, 'n kind wat dalk ongelowig is. En jy het van die Here ontvang, daai persoon, daai kind gaan gered word, en jy bid, maar bly bid. Want jy ervaar eintlik daai kind beweeg nog verder weg van die Here af, wil nog minder hoor van die evangelie. Nee? Ja, dit kan wees oor 'n besigheid, oor jou besigheid, of 'n besigheid wat jy gaan begin. Of oor finansies, dat die Here draai gaan bring in jou finansies, nee, jy die beloftes, maar jy ervaar nou reeds die teenoorgestelde. Het gaan nog swakker, nadat jy die belofte ontvang het. Nee, dit is hoe dit werk in die gelowiges, nee, oor die algemeen in gelowiges se lewens. Daar's 'n fase van voorbereiding, voordat die beloftes van God vervul word. Die staan dan ook, hulle is nie op die proef gestel, nee, hier by Mara. Daar het die Here die volk op die proef gestel. God wil jou voorberei, wil jou geloof in die woestyn, stel hy jou op die proef. Hy wil jou suiwer. Hy wil hê jy moet ontslaa raak van daai wêreldse denke. Nee, hy wil hê jy moet meer in die geloof wandel. Jou geloofsoë moet oopgaan. Jy moet jou omstandighede interpreteer vanuit geloof, nie deur net jou sintuie wat jy sien en proe en ruik en hoor en daai dinge nie. Jy moet deur die Gees wandel. So hy stel jou op die proef in die woestynfase.
Die Hebreëse woord beteken letterlik beproewing of toetse om die mens se karakter te verfyn sodat hy of sy meer intiem met God sal wandel. Die Here wil jou hart hê, hy wil jou nader trek daartoe. Dis die belangrikste. Nie die beloftes nie, jou verhouding met God is die belangrikste. Ek besef net, dit is so belangrik dat 'n mens een keer 'n week daarom ten minste in die erediens moet kom. Om net weer, net na al die wêreld se geraas gehoor het en hoe in die vlees, almal wandel in die vlees, om net weer die regte perspektief op 'n mens se lewe te kry. Wat is die grootste geskenk wat ons het? God se teenwoordigheid. Nie wat ek besit nie daai God se teenwoordigheid in my lewe. Dit is so belangrik. Ek dink as jy dit skiep, hierdie byeenkomste van, dis nie dat jy gaan gered word deur jou getroue erediens bywoning en sulke. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan dat ons prioriteite weer reg kry. Die belangrikste is God se teenwoordigheid in my lewe. Want as dit nie vir dit was nie, hierdie lewe is nie perfek nie. Vol pyn en hartseer, vol bittere lyding. En om dit te kan hanteer is net deur God se teenwoordigheid in my lewe. Om te weet God is by my. So goed, net toe as hier nou weer gelofprys en aanbidding, het my net so oorweldig om net te weet ek is gered. Die Here is by my. Dit maak nie saak wat vorentoe gaan gebeur nie. Hy is by my. Hy wil karakter verfyn dat jy meer intiem met hom sal wandel. So die woestynfase is 'n fase van voorbereiding om jou hart, jou gesindheid reg te kry om God se beloftes te ontvang. Dit is 'n baie belangrike fase in jou wandel met die Here. Want ons weet ook, beproewinge, kan jou bitter maak of dit kan jou beter maak. Wanneer dit swaar gaan met sekere mense, word hulle of beter, ander word weer bitter, word slegter. So dit is wat beproewing doen, wys wat in jou hart aangaan. Jy word of bitter, of jy word beter. En dit bring ware geloof. Want ons verhouding met die Here word net gebou op geloof, Hebreërs 11:6, ons kan God net behaag deur geloof. Dit bring ware geloof en dat jy anders kyk na die wêreld. En jy is nie gemaak om in die woestyn te sterf nie. Jy's gemaak om Kanaan te, daai beloftes moet in vervulling gaan. Jy is nie gemaak om net hier te bly in die woestyn nie, maar glo jy, vorm dit jou, verander dit jou die woestynfase? Dis die groot vraag. Laas Sondag gekyk, daai gees van slawerny, wat die Israeliete nog steeds wil teruggaan, die laagste lewe gaan lei weer in Egipte, Hulle wil eerder teruggaan. Hulle het dit nie verander nie. Hulle harte het dieselfde gebly, daar het nie geloof gekom nie. Nou het God al hierdie groot dinge gedoen. Het sekere mense kan wonderwerke beleef, En ons het dit al gehoor ook en gesien ook, waar jy bid en as 'n wonderwerk en dan 'n paar jaar dan val daai persoon weer terug, ongelowig. Dit gaan oor wat gaan in jou hart? Verander dit jou, die woestynfase. En hoe vinniger jy leer, en dis my gebed ook, Here, dat ek nie tyd mors in die woestyn nie, dat ek vinnig leer. Leer my vinnig, dat ek geloof sal hê, dat ek uit die woestyn kan kom, en die beloftes kan ontvang. Israel, God was geduldig, 40 jaar lank met hulle geduld, dit het nie verander nie. En dan moes swerf rond, heen en weer, So is daar baie mense, hulle gaan net en hulle mou net en is uit pessimisties, negatief en so, en gaan van punt tot punt en waar hulle gaan maak hulle ook almal om hulle ook negatief en pessimisties en daar's nie hoop nie en al sulke goed. Hulle leer maar net nie. Daar's nie geloof nie. Jy's gemaak vir Kanaan. God se beloftes in vervulling kan gaan. Geloof, dat jou geloof gebou sal word. Ek het dit net so beleef ook hierdie week, ek vat nou maar die koolkoppe, hierdie 750 koolkoppe. Ons het 'n menslike plan gehad, ons gaan omtrent 30 sakke haal. Waar 7 in is. Wat is 210? Dit was ons menslike plan, om 30 sakke te gaan haal.
God se plan was baie groter, 105 sake. Want daai trailer het gebreek, waar het hy gebreek, Chris? By hulle voorrek. Nie op pad nie, by daai voorrek toe kon ons hom nie meer skuif nie, net toe rus hy. Maar Chris het hom probeer oppas, ekskuus nie, nee, maar dis waar hy gebreek het, daar, dat my vriend Cor en sy werkers moes hom met die hand uit die pad uitvat, toe wil hy nie meer verder gaan nie, toe staan hy, daar. Nee, ek verstaan jy deur die geloof kyk na die dinge. God wou nie net gehad het vir mense wat honger is, net 210 mense nie. Hy wou gehad 750 mense moet gehelp word. Daar breek hy en toe kry ons die ander trailer. As hy nie gebreek het, sou ons met 30 sakke teruggekom het, seker, nee, ek skat so iets. Nee, God bring 105 sakke terug. 750. Verstaan jy, as jy begin sien hoe God werk, sy planne is groter en meer as wat jy kan bid of dink. Staan dan in Efesiërs 2, dink ek. Nee, hy wil meer dinge doen in jou lewe. Die woord is so waar, nee, God het alles ten goeie meewerk vir die wat hom lief het. Nie dat God alles bewerk nie. Ek dink nou maar aan Charlie Kirk, en ek wil hom nou nie aanbid nie, verstaan ek, dis nie dat ek hom verheerlik nie, maar ek kan net sien, dat eintlik sy stem is nou nog sterker, as wat hy gelewe het. Nee, en die waardes, ek gaan oor die waardes waarvoor hy gestaan het. Dit is Bybelse waardes. Die gesin is belangrik, pa en ma, kinders, en geloof in Jesus. Ek meen, ek luister die heel week, nee, luister ek RSG, wat nou nie 'n Christelike stasie is nie, dis heeltyd in die nuus. Sosiale media word gevlat oor hierdie sluipmoord op hom. Dis nie dat God dit bewerk het, die bose wil hom stil maak, kan dit nie doen nie. Volgend stuur 'n ander vriend van my, stuur vir my 'n WhatsApp, sê, Charlie Kirk het blykbaar 1.7 miljoen volgelinge gehad op sosiale media, dis nou oor die 10 miljoen. Maar 1.7 miljoen was nou oor die 10 miljoen. En so, ek meen, baie mense wat nie eens volgelinge hoor het in elk geval, nou die boodskap. Ek kan sien hoe beweeg. Ek dink net 'n paar jaar terug, nee, met Biden, nee, was die woke beweging op sy hoogtepunt seker. En ek moet seker nie in politiek ingaan nie. Dis net ek wil politiek, het gaan vir my oor die beginsels, nee. Dat selfs van ons kinders, nou begin met menslike seksualiteit, vertel my, daar by Florida Hoërskool is daar 'n kind wat sê sy's 'n kat en soek 'n sandboks en sulke goeders. Nee, verstaan nie, waar was dit? Dit is net belaglik. En dit voel vir my wat nou weer terugkeer. Meer na die konservatiewe Bybelse waardes toe. En ek dank die Here daarvoor. God het 'n plan. Hy's besig. En hy kan enigiemand gebruik. Enigiemand. Want dit kan net, die wêreldse denke is verskriklik. Kom ons kry net weer bietjie, daar is 'n waarheid. Nie elkeen het sy waarheid nie, of haar waarheid nie. Daar is 'n waarheid, wat ons alles meet, en natuurlik die woord van God. Dis die belangrike ding. Daar is 'n reg en verkeerd. Jy kan nie jou verkeerde dinge regverdig met redenasies nie. Daar is 'n reg en verkeerd, lees die woord. Ja, die taal van ongeloof, nee, is om te kla, negatief te wees, om bitter te wees, nee, dis die taal van ongeloof. Die taal van geloof is dankbaarheid en lofprysing. Dit is die taal van geloof, want Psalm 22 vers 4 sê, U is tog die heilige wat woon, waar die lofsange van Israel weerklink. Dankbaarheid, lofprysing is waar God teenwoordig is. En God, want hy genees bitterheid. God genees bitterheid. Nee, maar dan moet ek deur die geloof, nee, moet ek op hom fokus. Dat hy by my teenwoordig is. Dan kom genees hy bitterheid. En ek wil dit amper, ek sien hier met hierdie verhaal van Mara en hoe daai bitterwater soet geword het. Sien ek 'n baie profetiese simboliek in die wat daar gebeur het. Daar's sterk
profetiese simboliek, hoe God bitterheid kon vervang het met soetheid, dat hulle die water kan drink. Sterk profetiese simboliek. Vers 25, Exodus 15:25 sê, Moses die Here aangeroep en die Here het hom 'n stuk hout gewys. Hy het dit toe in die water gegooi en die water het soet geword. Daai hout, eets in die Hebreëus, beteken letterlik boom. So deur 'n boom het die bitterwater van Mara soet geword, dat hulle dit kon drink, deur 'n boom. Dis hoekom die New King James Version vertaal het, and the Lord showed him a tree. Dis 'n meer letterlike vertaling van daai Hebreëse woord. En dan moet ons terugdink, hoe het die bitterheid in hierdie lewe gekom? Hoe daar bitterheid in die lewe? Is ook deur 'n boom. As jy gaan na Genesis 3 toe, Satan het die boom van kennis van goed en kwaad gebruik om hierdie lewe bitter te maak. Bittere lyding, bitter sleg te maak. Ook deur 'n boom. Die boom van kennis van goed en kwaad het Satan gebruik om die mens bitter te maak, die lewe bittere lyding te maak, bitter swaar te maak. Het gebeur. Adam en Eva val in sondes deur die boom van kennis van goed en kwaad, word weggejaag van God se teenwoordigheid En hulle oudste seun slaan sy broer dood. Kain slaan vir Abel dood. Watter bittere lyding moes dit vir Adam en Eva gewees het, dat jou oudste kind slaan sy broer dood, maak sy broer dood. Dis seker een van die ergste dinge wat 'n ouer kan ervaar. Dat een van jou kinders slaan die ander een dood. Bittere lyding het gekom ook deur 'n boom van kennis van goed en kwaad. Maar dan lees ons ook hoe God weer verlossing gebring het, ook deur 'n boom. Ons lees daarvan, dis die boom, die kruis op Golgotha, waar Jesus Satan en sy magte verslaan het. En dis ook 'n boom, ons lees daarvan in Galasiërs 3 vers 13, waar Paulus skryf en sê, God het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring deur in ons plekke vervloekte te word. Daar staan naamlik geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout opgehang is. Die Hebreëse woord Zulu beteken letterlik boom. Zulu, beteken letterlik boom. En daarom sê New King James Version ook in daai vers, vertaal hulle, cursed is everyone who hangs on a tree. So deur Jesus se boom op Golgotha, die kruis, het God dan ook weer vir ons losgekoop. En hierdie bittere lewe het hy kom soet maak. Het hy kom gesond maak. Hy het ons kom genees van bitterheid. Deur die boom op Golgotha, die kruis van Jesus op Golgotha, waar Jesus Satan al sy magte verslaan het. Satan en die sonde en die bose magte het hy verslaan, toe hy gehang het daar aan die boom op Golgotha, kruis op Golgotha. So het God hierdie lewe, wat bitter swaar, bittere lyding is, kom weer gesond maak, kom reg maak. Want die vloek wat die wet meebring, watter vloek is dit? Die wet sê vir ons, jy is 'n sondaar. Jy staan skuldig. Jy verdien die ewige dood. Dit is wat die wet vir jou sê. Dat jy sondig, daar's iets om jou aan te meet. Besef, jy's nie so okay nie. En weet jy wat, as jy skuldig staan voor God, dan gebeur daar verdere dinge, daar's baie keer wrokke in jou lewe, want ander mense doen jou ook nog kwaad aan. Daar's bitterheid. Daar's skuldgevoelens. Jy voel 'n mislukking, jy is maar net nie goed genoeg nie. En daarom kom vrees oor jou lewe. Want jy staan skuldig. Dit is die effek. Op die einde kan jy selfs vir God kwaadlik neem wat toelaat dat hierdie slegte ding met jou gebeur het. 'n Ongeluk of wat ook al. Later is jy selfs bitter teen God. En wat is die effek daarvan as bitterheid jou lewe oorheers en vrese en skuldgevoelens en daai dinge? Dit het ook effek op jou liggaam.
geestes, nee, jou liggaam, siel en gees is aan mekaar gekoppel. Die mediese wetenskap sê self ook dat omtrent 87% van alle siektes is psigosomaties van oorsprong. So as jy sit met hierdie bitterheid oor jou verlede en wat mense aan jou gedoen het en hoekom het God dit toegelaat, jy's bitter oor hom en jy voel nie goed genoeg nie, jy voel skuldig nie, jy voel 'n mislukking en jy's vreesagtig oor wat die toekoms voorlê nie, want enigiets kan gebeur nie. Wie die noodlot kan jou tref en sulke goed nie. Dit gaan jou liggaam selfs ook siek maak. En dit wat Martiens nou gelees het, is eintlik so van toepassing op die boodskap. Nee, daai onvergewensgesindheid. Wat sê hulle is bitterheid? Nee, bitterheid werk soos jy drink gif en hoop die persoon teenoor wie jy bitter is, gaan siek word. Gaan iets oorkom, maar jy drink die gif. Dis wat bitterheid doen, dit vergiftig jou. Dit maak die lewe bitter swaar. Bittere lyding. En dan, maar Jesus, hy het dit kom vervang met sy boom. Vandaar het hy betaal vir ons sondes. Hy het ons vrygemaak van die vloek wat die wet meebring. Omdat hy God se straf en oordeel op ons sondes gedra het. Dat God al jou skuld op hom geplaas het en dis gestraf. Hy het betaal. Hy het gesê dis voldoen. En daarom kan ons ook vergewe. Die Christelike geloof is die enigste godsdiens wat werklik die diepte verstaan van vergifnis, wat werklik vergifnis kan verkondig. Nee? Ander godsdienste kan ook 'n oppervlakkige siening van vergifnis hê, nee? Ja, jy moet vergewe want dit gaan goed wees vir jouself, nee, maar daar's nie 'n diepe vergifnis versoening nie. Nee, want daar's nie 'n Jesus nie. Daar's nie 'n middelaar nie. Is net die Christen, die ware godsdiens. Want dis die kern van die probleem van hierdie wêreld. Is daai skuld, is daai onreg. En as jy glo dat God jou sondes vergewe het, dit gestraf het aan Jesus aan die kruis, dan kan jy ander mense ook vergewe. Want dan sê jy soos daai koning se diensknegt, wat miljoene rande vergewe is, en 'n mede-amptenaar wat net 'n paar rand skuld, ek kan hom vryspreek, want ek is alles vergewe. Ek het die ewige lewe. Ek kan versoen lewe. Hoe raak jy ontslaaf van die onreg in jou verlede? Hoe word jy los daarvan om vorentoe te gaan? Deur vergifnis. Dit te sê, dis klaar. Ek vergewe want God het my vergewe. En my God het nie verander nie. Hy sal bly voorsien ook vorentoe. Al het daai persoon my ingedoen, dit is oukei. Ek plaas daai persoon in die Here se hande. Ek vergewe. Ek gaan aan, want my God kan gee net wat ek nodig het. Maak nie saak wat in die verlede gebeur het nie. Dis geloof. Dis die regte gesindheid. Om vry van bitterheid te kan lewe in hierdie lewe. Want jy kry families, wat vir jare mekaar kwaadlik neem, en een familie teen die ander, kwaadlik neem, hulle kan nie vorentoe gaan nie, en hulle bly daar waar hulle is. En hulle kan nie uitstyg nie. Ons kan nie vergewe nie. Laat God daai bittere lewe van jou kom vervang met die soet lewe van Jesus se vergifnis. Met sy boom aan die kruis, met sy boom op Golgotha, die kruis op Golgotha. En dan genees, dis hoe die Here hom dan ook openbaar, Yahweh Rofega. Dit is God, die Here jou geneeser. Die Here is jou geneeser. En dan as mens nou verder lees, hoe staan ook verder dan gedeelte, die Here sê, hou by wat ek weet, by Sinaï gaan hy sy wet gee, dan verander die betekenis van die wet nie. Al daai sedewette en seremoniële wette, was gewees, God het gesê, jy mag nie varkvleis eet nie,
dit is mos vervang later, want hy weet in die woestyn, daar's nie baie water nie, daar's 'n kiem in varkvleis nie. Moet nie eet nie, los dit eerder een kant nie, dat jy gesond kan bly, nê. Ek weet Christen het al 'n bietjie op 'n stadium kwyt daarna gekyk, nê. Al daai reëls, nê, wat hulle nou soos 'n wet maak, 'n reël was gewees om higiëniese redes en om gesond te wees in die woestyn, dat jy nie sal siek word nie. Dan sal ek nie die ellende, die siektes waarmee ek Egipte getref het, oor julle bring nie. Nee, dit is God se wet. Dit is hoekom hy soek die beste vir jou. Dit is hoekom hy die dinge sê in die woord soos hy sê. Maar jy weet, as jy nou in daai tyd vir die Israeliete moet sê, weet jy, daar's 'n kiem in daai vleis, nê. Julle moet net 2 hulle het nie eers glase gehad nie, nê, maar om daai vergrootglas te kry, om daai kiem te, hulle sou gesê het nee. Dit is hoe die Here sê het met die varkvleis eet. Byvoorbeeld. Prostitusie was uit, want wat se siektes word oorgedra deur prostitusie. Daarom sê die Here, maak dood as iemand 'n klomp egbreek pleeg, want dan die siektes gaan versprei onder daai volk. Nee, al daai dinge. Dit is God se wet, dit is ons beskerming. Want hy is Jahweh Rofega, die Here wat genees. En kom ons aanbid hom dan ook as die Here wat genees. Kom ons bid saam. Ja, Vader, dankie Here. Dankie dat ons weet U is by ons teenwoordig en ons kan loskom van bitterheid, van slegte dinge in die verlede, Here, en in die geloof hou ons vas aan U. Want U is ons toekoms. U is nou by ons en ook môre, oormôre, die res van ons lewens. U sal ons nooit verlaat of in die steek laat nie. En ons lewens is in U hande, nie in mense wat ons kwaad doen se hande nie. Ons lewens is in U hande, Here. U bepaal. En ons weet U wil groter dinge doen wat ons nou kan bid of dink. Ons maak ons harte, Here, ons oop. Here, om regtig U net te volg in die geloof. En Vader, dan so bid ek dan ook, ek het vergeet om die afkondigs te sê van Susan Leroux, wat ook nou weer in die hospitaal opgeneem is. Ons staan, Here, en spreek ook genesing oor Susan Leroux. Dat sy ook sal genees nou daar, waar sy in die hospitaal is, 'n woestynfase beleef. Genees U haar, in Jesus se naam. En Here, ons sê dankie dat ons as gemeente mekaar se hande kan vat. En wanneer dit swaar gaan, ons woestynfases beleef, ons onder mekaar kan inkom, mekaar te kan ondersteun ook in die geloof, en mekaar kan bid, en heeltyd kan wys, volg Jesus, kyk na die kruis, kyk na die boom op Golgotha, die kruis van Jesus, want deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Sy kosbare naam bid ons hierdie gebed. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly.